daar's geen ander belydenis wat so ekumenies is nie. Ekumenies van die Griekse woord oikos wat huis beteken. Ons woon almal in hierdie een huis. Nou, so mettertyd het sommige van ons nou geskuif, ons woon aan die een kant van die huis, en ander bly aan die ander kant, en ander in die boonste verdieping, ander onder, maar ons bly in een huis, en die een ding wat ons saam bely, is hierdie belydenis van Nicea, van 1700 jaar terug. Hallo Leon, dit is Helene hierso van Kerk Boerekollig. Leon is dominee al vir baie jare in die Vrystaat en hy is ook betrokke by die synode van die NG Kerk Vrystaat. Hallo Helene, lekker om weer te gesels. Lekker om met jou te gesels. Leon, ons gesels vandag oor iets wat baie lank terug gebeur het. Dit is die belydenisskrif van Nicea en dit is hierdie jaar presies 1700 jaar terug wat dit opgestel is. Wat het daar gebeur? Begin daar. Ek dink nie mense verstaan hoe lank die kerk al saamkom nie. Dit is nie nodig 1700 jaar terug. Dis goed wat mense in ou geskiedenisboeke van lees. Maar die jaar 325, toe het 'n klomp kerkleiers bymekaar gekom. Konstantyn, die keiser destyds, het die manne bymekaar geroep. Dit was net manne gewees, die vrouens het nog nie getel nie. En die bedoeling daar agter was, kom ons kyk of ons mekaar kan vind op goed waaroor ons verskil. En op daai stadium was die verskil spesifiek oor wie is Jesus in terme van sy verhouding met God die Vader. Miskien moet ek 'n stukkie lees uit die geloofsbelijdenis wat dit vir ons mooi gaan saamvat, want ek weet baie lidmate ken ons geloofsbelijdenisse, maar die geloofsbelijdenis van Nicea word nou nie elke Sondag gelees nie. Ons het mos 3 van hulle. Ons ken die apostoliese geloofsbelijdenis, die 12 artikels wat ons elke Sondag in die kerk bely, en dan die ander ene van Athanasius, wat 'n bietjie later gekom het, wat ons waarskynlik nooit lees nie, want hy is amper 3 bladsye lank, so ek weet nie of mense hom ken nie, maar die geloofsbelijdenis van Nicea bevat hierdie woorde waar praat oor wie Jesus is. Dan staan daar, hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader. En daar hoor ons dadelik waaroor dit gaan. Daar was 'n beweging in die kerk op daai stadium onder leiding van Arius, wat gesê het, nee, Jesus is ondergeskik aan die Vader, hy's gebore, hy's 'n skepping, hy is deel van die skepping, hy is nie dieselfde as die Vader, en dit het verdeeldheid veroorsaak, en dit was onder andere van die groot redes waarom Konstantyn dan al die biskoppe bymekaar geroep het en gesê het, kom ons sit en ons praat en ons kyk of ons kan by 'n punt kan uitkom waar ons mekaar kan vind en kan saamstem oor wat ons sê, wat in die Bybel staan. En dit was nie 'n kwessie van 'n uur of 2 of 'n dag of 2, 3 nie. Hierdie man het vir lank gesit. Ons sou nie baie gehou het daarvan nie. Is 'n volle maand as ek dit nie mis het nie. Ja, nee, hulle het vir dae en dae aan mekaar gesit. Maar dit was belangrik. Daarom doen 'n mens dit maar. Dit is, ja, en toe het hulle hierdie belydenisskrif, en dis die eerste belydenisskrif van die kerk. En Ja, dis baie belangrik. Kan ek net so 'n stukkie geskiedenis vertel? En nou sal ek mooi, my vrou sê altyd vir my, los die datums man, vertel net die storie. Maar daar's 3 datums wat tog belangrik is, dat ons dit moet onthou. As ons nou na die kerk hier in Suid-Afrika kyk, soos wat ek nou groot geword het, jy het die kerke van die gereformeerde tradisie, die NG Kerk en die hervormers en die gereformeerdes en van die Engelse kerke ook. Maar ons is deel van die gereformeerde tradisie, en teenoor ons of langs ons dan staan wat ons ken as die Rooms-Katolieke kerk. Dis in Suid-Afrika die 2 groot lyne. As ons wêreldwyd kyk, is daar nog 'n lyn, die Oosters-Ortodokse kerk. En nou moet 'n mens iets van die geskiedenis verstaan. Onthou nou hierdie datum wat ons gesê het, van 1700 jaar terug, die jaar 325 word hierdie belydenis opgestel, en almal in die kerk, maar daar was net een kerk, almal in die kerk bely hierdie ding. En dan in 1054 na Christus skeur die kerk in terme van die ooste en die westese kerke. Dit wat ons vandag ken as die Oosters-Ortodokse kerke, die Grieks-Ortodokse en die Russies-Ortodokse kerke,
teenoor die Rooms-Katolieke. En daar het ons die groot skeuring destyds gehad. En toe, en dis die volgende laaste datum, 1517, Martin Luther, wat 'n nuwe beweging begin op die ou end, die kerke van die reformatie, die hervorming, die gereformeerde kerke, wat 'n naam jy ook al wil gebruik, kom uit 1517. As jy nou hierdie datums het, 1517 die laaste een, 1054 en dan hierdie een waaroor ons vanoggend praat, 325. Dwars oor die wêreld bely mense hierdie belydenis. As jy vandag na 'n Rooms-Katolieke kerk gaan, of as jy na 'n Oosters-Ortodokse kerk gaan, Grieks-Ortodoks, Russies-Ortodoks, dan is die belydenis van Nicea deel van hulle belydenisse. Daar's geen ander belydenis wat so ekumenies is nie. Ekumenies van die Griekse woord oikos wat huis beteken. Ons woon almal in hierdie een huis. Nou, so mettertyd het sommige van ons nou geskuif, ons woon aan die een kant van die huis, en ander bly aan die ander kant, en ander in die boonste verdieping, ander onder, maar ons bly in een huis, en die een ding wat ons saam bely, is hierdie belydenis van Nicea, van 1700 jaar terug. Dan maak dit vir my heeltemal sin dat die Wêreldraad van Kerke plaas baie groot klem hier op. Daar's allerhande geleenthede en ek dink simposiums wat beplan word hier rondom om net die kerk te herinner dat ons het hierdie belydenisskrif uit die kerk in Hebreë bedoel ek, daarmee wat ons saambind. Want jy het nou onlangs geskryf in 'n rubriek vir Vrypos, die Vrystaatse Kerknuusbrief, wat jy sê ons leef in 'n tradisie waar ons maklik oordeel oor mense wat van ons verskil, asof ons volledig reg en hulle volledig verkeerd is. En as jy nou na die belydenis, en jy toe noem jy in die belydenis van Nicea, miskien kan dit ons hiermee help. Hoe help dit vir jou? Hoe kan dit die kerk help? Toe ek groot geword het, het ek gedink, Christene is Afrikaanse mense soos ek. Want ek het min kontak met ander gehad. Mettertyd het die Here daarom ook my visie daaroor 'n bietjie verbreed en ek het kontak gekry met ander mense en verstaan dat daar ander mense is wat die Here net so liefhet soos ek, maar dalk 'n bietjie op 'n ander manier. En ek deel dit graag. Ek en Nico Mostert was nou einde van verlede jaar in Lesotho, waar ons by die Lesotho Evangelical Church in Southern Africa hulle 200ste bestaansjaar gevier het. En ons sit daar tussen duisende mense, letterlik duisende mense wat daar saamgekom het. Hulle sing, hulle praat, hulle preek in 'n taal, so nou en dan was daar 'n bietjie Engels, maar is hoofsaaklik maar Sesotho, en nie een van daai twee verstaan ek wonderlik goed nie, maar hulle is net so ernstig oor die Here soos ek. Ons moet iets daarvan begin raak sien en begin erken. Ek sit eendag, terwyl ek in Welkom in die bediening was, sit ek daar op 'n Noordwes stadion, en ons het so 'n lofprysingsgeleentheid, en hulle sing liedere wat ek nou nie tradisioneel in die kerk sing nie, en ek besef net, maar die Here hou van verskeidenheid. Ons moet oppas om te dink dat ons verstaan van die Bybel die enigste manier is om dit te verstaan, en die enigste manier om God te aanbid. Ons moet 'n bietjie ruimer kyk. Ek dink die belydenis help ons daarmee. Ek het vriende wat byvoorbeeld in die Anglikaanse kerk is. Ek het al die voorreg gehad om 'n keer of wat daar te preek by hulle, maar hulle doen dinge totaal anders as ons. Maar hulle is net so ernstig, en hulle bely ook hierdie belydenis. So in daai sin bind Nicea ons aan mekaar, al verskil ons op ander goeders, maar in terme van wat ons hier bely, bind Nicea die hele kerk, dwars oor die wêreld, saam. En ek dink dis hoekom daar ook al soveel moeite gemaak word vir jaar, juis met die viering van hierdie ene. En nou weet ons dat dat ons nog steeds in die kerke en as Christene onder mekaar ongelukkig verskriklik van mekaar kan verskil en vir mekaar kan ek wil amper sê hel toe stuur, maar sê my, moet jy net nie vir jou 'n volgeling van Jesus noem as dit is hoe jy die evangelie verstaan nie. Wat gee vir jou hoop? Wat hou jou in die kerk, Leon? Dis jammer dat ons dit doen. Kyk, as duidelik riglyne, die kerk, die kerk het die Bybel het baie spesifieke riglyne oor hoe Christen behoort te leef, en sekere goeders pas net eenvoudig nie by iemand wat aanspraak maak dat hy 'n volgeling van Jesus Christus is nie. Dit is so. Maar dan is daar ook ander goeders
wat mense doen wat ander Christene nie doen nie. Ek het vanoggend 'n lang gesprek gehad met 'n jong man oor 'n saak wat in ons tradisie minder aandag kry, maar daar waar hy vandaan kom is dit vreeslik belangrik. Kan En jy ons iets moet vir vertel mekaar daai daarvan? ruimte kan laat om te kan verskil. Dit is nie belangrik wat die tema is nie, maar ons moet vir mekaar daai ruimte kan verskil. Kyk, twee goeders. Aan die een kant sê ons is 'n belydeniskerk. Dit wil sê ons het oor jare het ons vaders en ons broeders, deesdae ook ons susters en ons moeders gedink oor die Bybel en dit het neerslag gevind in ons belydenisskrifte. Dit is so en ons dis wonderlik dat ons hierdie voorouers gehad het wat vir ons daarin die voorbeeld gestel het. Maar ons leef in 'n nuwe tyd waar daar nuwe vrae is wat nuwe antwoorde nodig het. Dink gou 'n bietjie in die Bybelse tyd self. Paulus en Petrus wat verskil het oor die besnydenis en die belang daarvan en so meer. Wat doen hulle? Hulle reël 'n vergadering. Hulle kom by mekaar as 'n kerkvergadering in Jerusalem en hulle praat oor die ding. Hoe verstaan jy dit? Hoe verstaan jy dit? Hoekom sê jy so? Hoekom sê jy so? En hulle het by 'n punt uitgekom en hulle het 'n brief geskryf vir al die gelowiges gesê, luister, dis wat ons gesê het, dis hoe ons dit moet doen. En vandag sit ons weer in 'n situasie waar ons uitgedaag word oor goed wat nie vroeër op die tafel was nie. 'n Eenvoudige voorbeeld wat nou baie neutraal is, kernwapens. Voor die Tweede Wêreldoorlog was kernwapens nooit 'n ding nie. Niemand het gepraat daaroor. Die kerk het nie nodig gehad om enigstens om uit te spreek oor kernwapens nie. En toe gebeur dit. Toe kom die Tweede Wêreldoorlog, ons het die bomme op Hiroshima en Nagasaki en skielik moet die kerk sê, maar hoe moet ons oordeel oor hierdie letterlik wapens van massavernietiging? Wat sê ons daaroor? En dieselfde het later gebeur, of eintlik van tevore al gebeur met slawerny, want Paulus sê, gaan en wees 'n goeie slaaf, maar op 'n stadium kom ons tot die insig dat die Here vir ons sê, maar dis mos nie aanvaarbaar dat een mens, 'n ander mens, as sy besitting kan hou en behandel soos 'n besitting nie. En toe is die hele kwessie van slawerny op die kerk se tafel en die kerk begin praat daaroor, wat ons nie van tevore gedoen het nie. Mettertyd in ons eie onlangse verlede die hele kwessie oor met die vroue hoed dra kerk toe, mag vrouens preek, selfs met selfde geslagverbintenisse. Nuwe uitdagings kom op die tafel en die kerk moet daar nuwe antwoorde gee. Want ons het nog nie daai ou antwoorde in 'n belydenisskrif iewers wat ons kan gaan uithaal en net sê maar daar het ons klaar daaroor gepraat nie. En terwyl ek nou dit sê, dat ek sommer net so tussen hakies ook sê, ons hoor baie keer die beskuldiging dat die kerk agter die politiek aanloop en dat ons omdat die wêreld die politiek praat oor 'n sekere onderwerp, nou wil ons ook daaroor praat en dat ons laat lei deur die politiek en so meer. Dis 'n valse beskuldiging. Die kerk moet reageer op die goed wat in die wêreld rondom hom gebeur. En as daar nuwe goed op die tafel kom, dan moet die kerk daaroor uitsprake gee. Dis nie 'n kwessie van ons loop agter die politici aan nie, dis 'n kwessie van dis nuwe goed wat nuwe vrae vra. Goed, Leon, so wat ek by jou hoor is, die kerk het al belydenisskrifte. Daar was in 325 sekere kwessies wat op die tafel was. En dit het gelei tot die eerste belydenisskrif. Ons is 1700 jaar aan. Ja. Ons wêreld, ons leefwêreld lyk wêrelde anders as destyds. Ons het elektrisiteit, ons het internet, daar's nuwe uitdagings, soos jy sê. En iemand het onlangs geskryf, nou kan ek nie onthou wie dit is nie, wat gesê dat die kerk 1800 jaar gevat om te besluit dat slawerny verkeerd is. Maar dit was Christene het 'n baie sterk rol gespeel in die afskaffing van slawerny. Ja. En dit was ook Christene wat daarteen was, Christen slawe eienaars, die burgeroorlog in Amerika byvoorbeeld. Ja. Maar dit was Christene ook wat dit gedryf is en die kerk op die einde is gesê ons praat saam hieroor en dit is waar ons dan saamstem as ons na die Bybel kyk. En dit is wat konstant gebeur in die kerk. Ons kom by mekaar en ons praat oor nuwe uitdagings. En dit beteken nie dat noodwendig dat ons met mekaar gaan saamstem oor die uitkomste wat ons kry nie, maar dit is maar hoe dit werk, reg? En die hoop is dat mens mekaar nie los nie. Hoor ek reg?
Ek dink die slawerny voorbeeld is dalk 'n goeie voorbeeld, want vir jare is daar nooit daaroor gepraat nie, en as daaroor gepraat is, het ons bloot net amper seker op die klank van die woord afgegaan en gesê, maar Paulus sê vir Onesimus, gaan wees 'n goeie slaaf, maar ons vra nie verdere vrae nie. Tot ons op die punt gekom het wat mense wel verdere vrae begin vra daaroor. En skielik is die antwoorde wat ons in die verlede gegee het nie meer genoegsaam nie, want daar's ander kwessies op die tafel. En dit het die kerk gedwing om weer te gaan dink daaroor. En inderdaad, soos jy sê, daar was Christene wat gesê het slawerny is verkeerd, en daar's ander Christene wat gesê het slawerny is reg, want hulle het 'n belang gehad daarbey. Onthou nou, ons kyk na die Bybel deur ons eie bril. Goeie voorbeeld, tot ons eie nadeel, is apartheid. Ons het vir jare in die NG Kerk gesê, apartheid is reg, want dit het ons gepas. Dit was vir wit Afrikaans sprekende mense goed om 'n beleid van apartheid te hê, want dit het ons bevoordeel. En daarom het die kerk gesê, nee, dit is reg. Ons kan nie die twee losmaak van mekaar nie. Niemand van ons kyk na die Bybel sonder 'n bril nie. Dis nie asof ons na die Bybel gaan met 'n skoon bladsy en sê, kom ons gaan hoor wat sê die Bybel alleen oor 'n saak nie. Ons kan probeer, maar ons word almal beïnvloed deur ons geskiedenis, deur ons omgewing. Ons is sondaar mense. Ons moet nie dit vergeet nie. En dis die hartseer daarvan, en is vandag nog so, as ons vandag 'n debat in die kerk het, dan word elkeen van ons beïnvloed deur ons eie agtergrond. Wat se ervarings het jy al gehad? Hoe dink jy oor sekere goeters? En jy bring dit alles saam wanneer jy die Bybel lees. Dit is nie so eenvoudig soos om te sê, ja, maar daar staan dit. Nee, dis 'n gevaarlike manier om die Bybel te lees. En wat is jou hoop vir die kerk, as jy nou sê, kom ons onthou van dat daar belydenis 'n skrif is van Nisea, en dat dit deur kerke reg oor die wêreld, ongeag hulle manier van doen, bely word. Miskien is dit juist daarin dat ons moet teruggaan en vir onsself sê, onthou nou, van 1700 jaar terug af al, het ons saamgestem oor die goed wat ons glo. Sedertdien het ons 'n bietjie uitgerafel oor sekere goed, en dis ook in orde. Maar daar's iets groter as die vraagstukke van vandag wat ons aan mekaar bind. Die feit dat ons bely dat Jesus Christus God uit God is, lig uit lig, dat hy terwille van, dit staan op 'n stadium, hy het terwille van ons, die mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal. Daai is tog belangriker as wanneer ons sou dink, slawerny is reg, slawerny is verkeerd, selfe geslagverbintenis is reg of is verkeerd, of die vrou mag nie preek nie, of die vrou mag preek. Hier is goed wat belangriker is, wat ons aan mekaar bind. En al verskil ons van mekaar, hou ons mekaar se hande vas. Ek wil dit graag vergelyk met 'n huwelikssituasie, 'n man en vrou in 'n huwelik. Die feit dat ons aan mekaar verbind is belangriker as enige ander ding wat kom. As daar 'n moeilikheid kom, dan vat ons mekaar se hande en ons beklei teen die probleem. Die probleem kom staan nie tussen ons en druk ons uit mekaar uit nie. Ons vat hande en ons sê, okay, kom ons kyk wat is die probleem wat ons moet aanspreek. En dis presies wat ons in die kerk moet doen. Ons band wat ons aan mekaar bind, wat ons al van 1700 jaar terug af al verwoord het, soos in Nisea, dit hou ons aan mekaar. En nou kan ons sê, nou maar goed, ons is aan mekaar verbind, ons is mekaar se broers en susters. Kom ons kyk waar ons verskil, kyk of ons nie 'n weg kan vind vir mekaar vorentoe nie.